Goeiemôre kykers en almal wat ingeskakel is vanoggend hier so by ons erediens hier by Rustenburg Gemeenskapskerk. Baie welkom. Ons kyk vanoggend na Openbaring hoofstuk 3. Ons tema vir hierdie boodskap is die verhaal van 3 stede. Dis 3 stede wat ons dan van lees in Openbaring hoofstuk 3 is Sardes, Philadelphia en Laodicea. Kom ons lees net dan uit Openbaring hoofstuk 3 baie vinnig wat die Here vir hierdie 3 gemeentes skryf. En ek lees vanaf hoofstuk 3, lees ek vanaf vers 1. Skryf aan die leraar van die gemeente in Sardes, so sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit, en niemand sal dit weer toesluit nie. En dit toesluit, en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel, en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. En dan laastens, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm is nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat ek julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie. En koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle arends wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Ons lees tot daarso, en dis 'n redelik baie vers om te lees, maar dis baie belangrik dat ons die hele konteks van hierdie hoofstuk kry. Dis 3 verskillende boodskappe aan 3 verskillende gemeentes, en tog is daar so baie goed
wat soos in Engels sal sê, similar is, dieselfde is tussen hierdie gemeentes, en dan ook baie verskillende goed, maar elkeen van hierdie gemeentes vertel 'n verhaal, wat hierso in ons 21ste eeu ook so kontekstueel is. En ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie 3 verhale, en hoe ons Here Jesus Christus reageer op elkeen van hierdie gemeentes. En ons kyk eers na die gemeente van Sardes. En die een ding wat die Here vir Sardes sê hy dan ook vir Philadelphia, en hy sê vir Laodicea, en dit is dat hy weet alles wat hulle doen. Natuurlik is daar niks wat ons vir die Here Jesus Christus kan wegsteek nie. Al dink ons ook, ons steek vir hom iets weg. Hy weet alles wat ons doen. In ons persoonlike lewe, en ook in ons gemeentelike lewe. Sardes se spesifieke verhaal is die verhaal wat ons Here Jesus Christus dan sê dat hulle voorkom asof hulle lewend is. Dis 'n gemeente wat lyk asof hulle lewend is, en dis 'n gemeente wat ook maak asof hulle lewend is. En miskien kyk die mense van buite af in, en hulle dink ook dat, wow, hierdie gemeente van Sardes, in hierdie stad van Sardes, dit is 'n gemeente wat rarig lewe. Maar dan kom ons Here Jesus Christus, en dan sê hy, nee, dit is eintlik nie so nie. Julle wat in Sardes in hierdie gemeente is eintlik 2 minute van die dood af. Julle is in die ICU, julle is in die hoësorgeenheid, en julle moet julleself bekeer, anders gaan julle as 'n geheel, as 'n gemeente, doodgaan. Die probleem wat ons by Sardes sien, is 'n probleem wat ons eintlik reg deur die eeue in gemeentes sien, en 'n probleem wat ons in die 21ste eeu al hoe meer en meer sien. In Sardes was daar wat ons noem 'n gefabriseerde herlewing. Sardes het 'n groot geraas gemaak, 'n groot baai opgeskop, miskien baie harde musiek gehad, baie lidmate gehad, miskien was hulle baie suksesvol geweest, miskien het hulle self uitgegaan en konferensies gehou en organisasies gereël en kampe gereël, maar in die geestelike lewe van die gemeente het daar niks aangegaan nie. Net 2 minute voor hierdie gemeente van Sardes se geestelike dood sien ons hierdie gefabriseerde herlewing. Ons sien hierdie sirkus, hierdie geraas wat hulle maak, om dan te laat lyk asof hulle lewend is. En dan sê hulle ook vir almal, hulle is 'n lewendige gemeente. Volgens ons Here Jesus Christus is hulle 'n dooie gemeente. Sardes se situasie kan baie goed beskryf word met 'n voorbeeld uit ons eie 21ste eeu. In die jaar 2023 in Amerika, in 'n dorp met die naam Ashbury, het daar by hierdie universiteit met dieselfde naam 'n sogenaamde herlewing uitgebreek. Die predikante wat op daai stadium in Ashbury verantwoordelik was vir die gemeente, het gesê dat daar herlewing is, en hulle het afgekondig dat daar herlewing is, en klomp mense het na Ashbury toe gestroom, so baie dat die saal te vol geraak het vir die mense om te sit, en hulle moes staan, en vir 2 weke het dit so aangehou, dat joernaliste van reg oor Amerika na Ashbury toe kom. Almal het natuurlik gesê, en meeste het gedink, dat daar herlewing van die Heilige Gees by Ashbury is. 'n jaar daarna in 2024 gaan 'n joernalis na hierdie selfde dorp toe, en hy gaan so van gemeente na gemeente toe, en hy vra vir hierdie gemeentes, hoe baie lidmate, hoe baie gemeentegangers het julle bygekry in hierdie afgelope jaar vanaf die sogenaamde Ashbury Revival of die Ashbury herlewing. En tot die laaste man het hierdie gemeentes vir hierdie joernalis gesê, ons het geen lidmate bygekry nie. Ons het geen kerkwoners bygekry nie. Ons het nie eens mense bygekry wat vra het oor die geloof of oor die Christelike godsdienst nie. En dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n gefabriseerde herlewing, waar daar 'n groot geraas gemaak word, 'n groot sirkus voorgesit word, maar geestelik is daar geen lewe nie.
En dis die eerste waarskuwing wat ons Here Jesus Christus hier in Openbaring gee, is dat as daar 'n groot geraas is, of as daar 'n groot sirkus is, of as daar 'n groot ding aan die gang, beteken dit nie outomaties dat die Heilige Gees daar teenwoordig is nie. Dis nie hoe die teenwoordigheid van die Heilige Gees lyk nie. Dit mag dalk deel wees, maar dit is definitief nie die eerste tekens van die Heilige Gees se teenwoordigheid by 'n gemeente nie. Sardes was 'n dooie gemeente en hulle het dit nie agtergekom nie, as gevolg van al hierdie geraas wat rondom hulle aangegaan het hulle gedink hulle is lewendig. Maar geraas, soos meeste van ons weet, beteken nie noodwendig lewe nie. En dit beteken definitief nie geestelike lewe nie. So dis die eerste verhaal, die verhaal van 'n gefabriseerde herlewing, die verhaal van mense wat so ingestel daar was om iets te kry dat hulle blind geword het vir die woord van die Here en blind geword het vir die waarheid en doof geword het vir die stem van hulle redder. Die tweede gemeente wat ons na kyk is bietjie beter, is 'n bietjie van 'n beter verhaal, bietjie van 'n meer opbouende verhaal as mens dit so kan sê. En dit is die gemeente in die dorp Philadelphia, die Laodicea. Die Laodicea is die laaste gemeente wat ons na gaan kyk. Dit is in die dorp Philadelphia. Philadelphia beteken broederlike liefde en dit is baie goeie naam vir hierdie spesifieke gemeente. In die 7 gemeentes wat ons Here Jesus Christus in Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3 na skryf, is Philadelphia een van net 2 wat hy niks fout mee vind nie en wat hy bloot net sê, hou aan soos julle aangehou het. Met Philadelphia is dit nie hulle finansiële sukses of hulle lidmaatskap of hoe suksesvol hulle is met hulle sendingwerk of hoe suksesvol hulle is met hulle administrasie of hoe suksesvol hulle is met hulle organisasie of enige van hierdie goed hoekom wat maak dat ons Here Jesus Christus Philadelphia prys nie. Die een ding wat maak dat ons Here Jesus Christus vir Philadelphia sê, fantastiese werk, my getroue en goeie dienskneg is bloot net betroubaarheid. Philadelphia was getrou aan die woord van ons Here Jesus Christus. Philadelphia het nie links of regs afgedraai nie. As die woord van die Here gesê het hierdie kant toe, dan het Philadelphia hierdie kant toe gegaan. As die woord van die Here gesê het hierdie kant toe, het Philadelphia sonder skroom en maak nie saak wat dit hulle gaan kos nie, hierdie kant toe gedra. Vir Philadelphia was getrouheid en gehoorsaamheid aan die woord van die Here en aan ons Here Jesus Christus die nommer 1 prioriteit. Finansiële sukses was nie vir hulle prioriteit nie, lidmaatgetalle was nie vir hulle prioriteit nie, niks van hierdie goed was vir Philadelphia 'n prioriteit nie. Die enigste ding wat saak gemaak het, was getrouheid en gehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus. En dan is daar 2 geskenke wat ons Here Jesus vir hulle gee, as gevolg van hulle getrouheid, sê hy, gaan hy 2 goed doen. En dit is fantastiese les vir elke gemeente wat getrou vashou aan die woord van die Here. Die eerste ding wat ons Here Jesus Christus vir hulle sê, is hy gaan toelaat, hy gaan maak dat mense wat hulle self Christene noem, wat dit nie is nie, ons het in die Openbaring hoofstuk 2, het ons baie daarna gekyk, in Openbaring praat ons Here Jesus Christus van Jode, of mense wat hulle self Jode noem, en dit nie is nie. Ons weet, hy verwys na mense wat hulle self Christene noem, en dit nie is nie. En hierdie mense, sê ons Here Jesus Christus, gaan na Philadelphia toe gaan, en hulle gaan voor hierdie gemeente van Philadelphia neerbuig, en erken, dat die Here lief is vir hierdie gemeente, en dat die Here Jesus Christus teenwoordig is in die gemeente van Philadelphia. Hoe wonderlik is dit nie? Die getrouheid van hierdie gemeente het gemaak dat selfs mense wat dink hulle is Christene, dat selfs mense wat sê hulle is Christene, na hierdie gemeente toe kom en sê,
werklik, die Here Jesus Christus is hier teenwoordig. Ons sien dit nie by Sardes nie, en ons sien dit ook nie by Laodicea nie, die laaste gemeente wat ons na gaan kyk nie. Ons sien dit by Philadelphia, die gemeente wat dalk nie so groot is nie, dalk nie so ryk is nie, dalk nie so fantastiese musiek het nie, maar getrou en gehoorsaam is aan die Here. Die tweede ding wat ons Here Jesus Christus sê, wat hy vir Philadelphia gaan skenk, is hy gaan hulle beskerm. Maak nie saak wat gebeur in die toekoms nie, as daar verdrukking uitbreek, as daar vervolging uitbreek, sê ons Here Jesus Christus vir hierdie gemeente, hy sal sorg. Hy, die Here Jesus Christus self, sal sorg dat hierdie gemeente deur hierdie verdrukking kom. En hy sal sorg dat niemand aan hierdie gemeente raak nie. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie? Dis bloot net getrouheid en gehoorsaamheid wat hierdie wonderlike geskenk aan Philadelphia gegee word. Dis niks anders nie. En dan gaan kyk ons na die laaste gemeente. En dis waarskynlik die hartseerste verhaal van al 7 hierdie gemeentes wat ons van lees in Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3, en dis die gemeente van Laodicea. In die laaste paar verse van Openbaring hoofstuk 3 sê ons Here Jesus Christus die volgende vir die gemeente in Laodicea. Hy sê hulle is nie warm nie, en hulle is nie koud nie. Was hulle maar warm of koud. En dis nou geestelik gesproke natuurlik, maar hulle is lauwarm. As gevolg van hierdie feit, nie as gevolg van die feit dat hulle koud is nie, nie as gevolg van die feit dat hulle warm is nie, maar as gevolg van die feit dat hulle in hierdie middelweg staan, dat hulle nie kan besluit of hulle hierdie kant of daai kant wil gaan nie, dat hulle nie kan besluit of hulle totaal gehoorsaam aan die Here wil wees of glad nie gehoorsaam nie. As gevolg van hierdie feit, sê ons Here Jesus Christus, dit is hoekom by Laodicea uit sy mond uit gaan spoeg. Ons gaan nou praat oor wat ons Here Jesus Christus spesifiek bedoel met uit sy mond uit spoeg. Maar hoe hartseer is dit nie, dat dit nie koudheid, geestelike koudheid is, wat veroorsaak dat ons Here Jesus Christus so sterk afkom op Laodicea nie. Dis 'n lou, warm, geestelike situasie. Die situasie wat Laodicea hulle self in bevind, is 'n situasie wat ons reg deur Suid-Afrika en reg deur die res van die wêreld sien. Gemeentes wat nie kan besluit of hulle gehoorsaam of ongehoorsaam aan die Here wil wees nie. Gemeentes wat nie kan besluit wanneer hulle na die woord van die Here wil luister en wanneer hulle nie na die woord van die Here wil luister nie. Gemeentes en gelowiges wat nie kan besluit of hulle agter die Here wil aanloop of nie. En dan bly hulle maar so op die tipe middelweg, wat hulle dink hulle vir hulle self kan uitkerf. En so gaan hulle dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, gaan honderde, duisende gemeentes reg oor die wêreld aan. En hulle besef nie dat ons Here Jesus Christus se sterkste waarskuwing in Openbaring juis teen hierdie tipe geloof is. Hierdie lauwarm geloof wat nie kan besluit of hy Jesus Christus ten volle wil volg of dit net wil los nie. Nou wat bedoel ons Here Jesus Christus met ek gaan jou uit my mond uitspoeg? En dit is eintlik 'n baie slegte ding vir 'n gemeente gesê kan word. As jy water drink, enigeen van ons, as jy water drink, dan drink jy of ijskoue, lekker ijskoue water, of jy gooi die water in 'n ketel, jy kook dit, jy maak dit vuurwarm, en jy maak vir jouself 'n lekker tee, of 'n lekker koffie daarmee. Maar daar is niemand van ons wat sommer so lou warm water gaan drink nie. Ek en my vrou hou daarvan om vir ons water sommer so by die winkel te kry, en dan partykeer dan vergeet ons dit in die kar, en as jy dit optel, dan is dit sommer so lou warm, en dan wil jy dit sommer weggooi. Jy wil dit nie eers drink nie. Jy wil dit uit jou mond uitspoeg. Want dis geen tipe water wat enigiemand in hulle mond wil hê nie, en dit is hoe dit werk ook met 'n gemeente wat lauwarm is. Mense wat waarlik op soek is na die waarheid, of mense wat 'n geestelike tuiste soek,
mense wat se harte aan die brand is vir Jesus Christus, gaan nie na 'n lou warm gemeente toe gaan nie. Nee, hulle gaan die water wat hierdie gemeente vir hulle aanbied, uit hulle mond uitspoeg. En so gaan dit ook met ons gelowiges. As ons 'n lou warm geloof het, as ons 'n geloof het wat nie warm of koud is nie, waar ons nie kan besluit waar ons wil wees nie, dan gaan mense ons nie opsoek nie. Mense gaan hierdie water wat ons vir hulle aanbied uit hulle mond uitspoeg, en daai mense gaan dalk net terug na die wêreld toe, want wat kry hulle as hulle werklik die waarheid soek van die Christelike geloof? Hulle kry mense wat nie kan besluit of hulle voluit agter Jesus Christus aan is of glad nie. Hulle kry mense wat soos hulle in Engels sal sê, on the fence is met alles. Hulle is op die heining met elke liewe ding wat daar oor geredeneer word of gedebatteer word. Hulle kan nooit besluit of hulle gehoorsaam wil wees aan die Here of gehoorsaam aan die wêreld nie. Ons het al baie vir mekaar gesê, daar is nie iets soos 'n middelweg nie. En 300 jaar gelede, toe Amerika geveg het vir hulle onafhanklikheid van Brittanje af, het 'n klomp mans die Continental Congress debat gevoer, en baie van die mans wou 'n middelweg vind, waar hulle nog steeds 'n olyftakkie na Engeland toe kon uitsteek, nadat Engeland keer op keer vir hulle gewys het, dat hulle nie wil vrede maak nie. Hulle het altyd gepraat van hierdie middelweg, wat hulle soek met Brittanje, en op hierdie stadium het 'n man met die naam John Adams opgestaan, en hy het die volgende gesê. En hy het dit in Engels gesê, ek gaan dit probeer in Afrikaans verstaan, hy het gesê, the middle way is no way at all. If we ever fail in this great undertaking, it will be grasping for the middle way. Die middelweg is geen weg nie. As ons ooit onsuksesvol gaan wees in hierdie groot eksperiment van Amerika, wat ons op pad is na, dan gaan dit wees as gevolg van dat ons gryp na hierdie middelweg wat nie bestaan nie. En dit is presies hoekom ons Here Jesus Christus dan ook vir Laodicea sê, hy gaan hulle uit sy mond uit uitspoeg. Nou wil ek afsluit. Hoekom spesifiek sou dit Laodicea gewees het, wat so lou warm is, en nie Philadelphia, of Sardis, of Pergamum, of Efese, of enige van die ander gemeentes nie. Ons lees dit hierso in die laaste paar verse van Openbaring hoofstuk 3, en dis eintlik so hartseer. Ons sien dat die Laodiceërs vir mekaar gesê het, ons is ryk, ons het alles. Ja, Laodicea was waarskynlik 'n baie ryk stad met baie ryk gemeentelede. Hierdie rykdom het gemaak dat Laodicea blind geword het vir hulle eie lou warm geestelike lewe. Dit het gemaak dat Laodicea begin dink het as gevolg van hulle rykdom, as gevolg van hulle finansiële sukses, as gevolg van die feit dat hulle so baie materiële sukses sien, het hulle dit begin verwar met geestelike gesondheid. En ons weet, daar is geen relevantie tussen materiële sukses en geestelike gesondheid nie. Van die wonderlikste gelowiges kan die armste materiële mense wees. En van die rykste mense op aarde, ons dink byvoorbeeld aan Elon Musk, die rykste man op aarde, wat totaal ongelowig is. Van die rykste mense kan dan ook geestelik arm wees. In hierdie verwarring het Laodicea gedink, hulle is 100% op die regte pad. Maar hulle was lou warm. En die grootste gevaar vir die 21ste eeu, die grootste gevaar in elke liewe gemeente in die 21ste eeu, is hierdie lou warm geestelike lewe wat ons sien in Laodicea. So hoe word ons dan 'n gemeente wat die Here prys? Hoe word ons dan 'n gemeente wat waarlik soos Philadelphia net by die Here hierdie geskenke kry van beskerming en hierdie geskenke
wat hy sê die mense gaan voor hulle kom neerkniel en hulle gaan sien dat hulle waarlik geliefd is deur Jesus Christus. Hoe as 'n gemeente kom ons op daardie plek? Dis baie, baie eenvoudig. Ons moet nie lauwarm wees nie. Ons kan nie lauwarm wees nie. Ons mag nie herlewing fabriseer en deur 'n geraas probeer om die Heilige Gees se teenwoordigheid so te sê af te dwing op 'n gemeente nie. Al wat nodig is vir geestelike gesondheid in 'n gemeente, vir geestelike groei, vir geestelike standvastigheid, is gehoorsaamheid en getrouheid aan die woord van die Here en die Skepper van alle tye. Want mag elkeen van ons hierdie Sondag net 'n wonderlike, geseënde, fantastiese dag beleef. Tot volgende keer.